Goed, baie welkom by vanaand se Bybelstudie. Ek is dankbaar dat julle ingeskakel het, soos gebruiklik wil ek vir ons open deur ons te laat saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, in hierdie deurmekaar wêreld met baie dinge wat gebeur en al die uitdagings waarmee mens te doen kry, is dit belangrik om altyd te onthou presies wie U is, dat U ook die absoluut almagtige, ewige en heilige God is. En dat wanneer ons as mense na U toe kom ons maar met relatiewe klein dinge na U toe, in ag genome hoe groot en ontzagwekkend U is. Dit help ons om ook onmiddellik perspektief te kry op die dinge waarmee ons werk en waarmee ons worstel. Ons bid dan ook dat U ons vanaand sal lei om U werklik te ontmoet en te sien wat U vir ons van Uself openbaar hier in die Bybel. Dat ons nie maar met ons eie gedagtes na U woord toe sal kom nie, maar dat ons werklik bereid sal wees om te leer. Ons bid daarom dan op hierdie wyse vir die leiding van die Heilige Gees en ons vra dit in U Seun se naam. Amen. Nou ja, baie welkom. Ek het dit al gesê, ek gaan saam met julle dan werk hier deur Galasiërs hoofstuk 3. Ek weet nie of ek het op hierdie stadium, soos wat ek gesê het, ek weet nie, ek share met julle, maar ek kry nie op hierdie stadium dit so dat ek kan die vergadering kan ek in julle sien, maar wanneer ek met julle deel, dan kry ek nie die skerm om voor my te rol nie, so ek hoop dit werk so dat julle dalk dit kan sien. Ek is nie seker nie, ekskuus, daar is nog mense, dat ek kyk of ek hulle kan toelaat. Goed, daar sê. So, kom ons kyk maar. Die oomblik as ek met julle deel, dan weet ek hy beweeg nie soos hy moet nie. So, of ek kan hom nie sien nie althans. So, ek hoop maar u kan sien wat ek sien as ek besig is op my teks. Ek lees vir ons uit Galasiërs 3 vers 1 tot 9. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig? Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham, en die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, en in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is geseën word, saam met die gelowige Abraham. In Galasiërs hoofstuk 1 en 2, broer en suster, weet u, het die apostel Paulus sy apostelskap en die evangelie wat hy verkondig verdedig. Hy het uiteindelik daarop ingegaan om vir ons te sê, in detail, wat is die evangelie wat hy verkondig het, in teenstelling met die evangelie wat aan die Galasiërs verkondig is deur die dwaalleraars. En hy dan baie duidelik aangetoon dat
sy apostoliese gesag kom nie van homself af nie, maar dit kom van God die Vader en ons Here Jesus Christus af, en dat God hom dus werklik geroep het om 'n apostel te wees, en om hierdie wonderlike werk te doen tot eer van ons Here se naam. En ek dink dat dit bevestig natuurlik ook vir ons die waarde en die betekenis van die evangelie. Dat die evangelie het vir ons betekenis omdat dit die werk van die Heilige Gees is, soos wat ons dit nou het. Ekskuus, daar is nou nog iemand wat weer uitgeval het. Die evangelie van genade van God behels dat 'n mens deur God regverdig verklaar word. En dat 'n mens net hier aan deel kry uiteindelik deur die werk van ons Here Jesus Christus, dat ons in hom glo, hy het dit vir ons gedoen, ons doen dit nie vir onsself nie. Ons het die afgelope tyd baie gekyk na wat dit beteken om deur God regverdig verklaar te word. Dit beteken daar was betaling vir ons sonde, volle betaling. En dit is altyd 'n wonderlike gedagte om vir jouself toe te eien, dat ons kan nie meer deur die duiwel aangekla word oor uitstaande skuld nie. So die werke van die wet en besonder die besnydenis is nie nodig nie. En hy het ook gewys in daardie hoofstukke spesifiek op wat ons in die algemene spreektaal noem die synode wat in Jerusalem plaasgevind het met Paulus en Barnabas, en dat hy met hulle saamgestem het. So dit was algemeen aanvaar in die kerk dat 'n mens nie geregverdig word deur die wet of deur die besnydenis nie. Hy het ook verwys in daardie hoofstukke na die invloed van die dwaalleraars of die valse leraars, spesifiek dit wat in Antiochië gebeur het, dat hulle tot so 'n mate selfs vir iemand soos Petrus en selfs Barnabas beïnvloed het, om uiteindelik hulle by die Jode te skaar en die Jode se standpunt teenoor die gelowiges wat uit 'n Griekse heidense agtergrond gekom het, en hoe dat hy wat Paulus is, hierdie optrede van Petrus en Barnabas in Antiochië openlik teëgestaan het. En daarmee het hy dis eintlik gesê, kyk, daar's 'n toetsaak in die kerk wat aan ons bekend is, en dis dan hierdie geval van Petrus en Barnabas te Antiochië. So Galasiërs 2 het hy dan afgesluit deur vir ons te sê dat as 'n mens kies vir wetsonderhouding, dan beteken dit jy verwerp die genade van God. En dan sê jy eintlik dat dit wat die Here Jesus Christus gedoen het vir ons in sy hele lewe aan die kruis en uiteindelik die dood wat hy vir ons gesterf het, dis oorbodig, dit was onnodig. Dit moes nie eens gebeur het nie, jy het dit nie nodig nie. Jy sou uiteindelik die mas op jou eie kon opkom. So eintlik wat jy sê is, dit is irrelevant. Nou, vir ons as gelowiges is dit absoluut skokkend as iemand so iets sou sê, nee, dat jy die wonderlike werk van ons Here Jesus Christus sou kon beskou as oorbodig of irrelevant, terwyl dit vir ons van ontsaglike groot waarde en betekenis is. Goed, so ons moet in ons persoonlike lewe, en ons het al baie daaroor gepraat met hierdie Bybelstudie, werklik daarvoor op die hoede wees dat ons weer verval in die idee dat ons probeer om self iets te doen, om ons te regverdig voor God. En 'n mens is, as jy dit hoor, dan sê jy nee, maar ek doen dit nie, maar jy het tog maar die geneigtheid in ons natuur om te dink, maar as ek dit doen, dan is dit daarom iets wat vir God iets moet beteken. Byvoorbeeld, die feit dat ek elke Sondag op my pos is, of dat ek bereid is om elke Sondag te skink, selfs in ander mense se plek, deurdat ek ook sal instaan vir hulle, en werk doen wat hulle moes eintlik gedoen het. Dit moet tog iets vir die Here beteken.
En die oomblik as jy op daardie manier dink, dan verraai dit dat jy werk met 'n verdienste gebaseerde benadering. Met ander woorde, jy dink jy verdien iets voor God. So, ja, as Petrus en selfs Barnabas gestruikel het, dan besef 'n mens, enige een van ons kan ook maar oor hierdie ding struikel. Nou in die volgende 2 hoofstukke, dis nou hoofstuk 3 en 4 van Galasiërs, dan gaan hy ons nou onderrig oor die evangelie van vryheid en wat daar die evangelie van vryheid beteken. Nou, die apostel begin in hoofstuk 3 vers 1 met die uitspreek van en die aanspreek van nie net verbasing nie, maar hy spreek die Galasiërs ook redelik reguit en skerp aan as hy sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Nou dit herinner 'n mens weer baie sterk in Galasiërs 1 vers 6, en daar het Paulus sy stomme verbasing uitgespreek dat die Galasiërs so gou van God afvallig geword het, so gou vergeet het dat hulle deur die genade wat aan ons bewys is in Christus geroep is uit die duisternis. Hy's regtig stom verbaas oor dat dit so vinnig met 'n mens kan gebeur, maar dit is nou hoe dit maar gaan met mense. Hy het dit beskryf ook en dit kom maar daarop neer, ook in hoofstuk 1 vers 6, dat dit is 'n vorm van geestelike muitery of geestelike verraad. Nou julle weet dat tradisioneel is die straf daarvoor die doodstraf. Dan word jy verraai eintlik vir God, as jy op hierdie manier beginne dink. Goed, so die Galasiërs, broer en suster, spreek hy nou aan op 'n meer deernisvolle manier, dalk 'n bietjie op 'n sagter manier as in Galasiërs hoofstuk 1 vers 6. Dit is seker so dat gelowiges soos Paulus en Barnabas is daarom uitsonderlike sterk gelowiges gewees, en as hulle kon gestruikel het onder die druk van hierdie dwaalleraars, dieselfde tipe dwaalleraars wat by die Galasiërs gekom het, dan kan 'n mens tot 'n mate verstaan dat ook die Galasiërs omvergegooi is deur hulle argument. So, alhoewel Paulus se verbasing nou minder is as vroeër, voel hy nog steeds en sê hy ook dat die Galasiërs was uiters onverstandig. Maar die woord onverstandig is 'n woord wat eintlik, ons sou dit ook kon vertaal met dit herinner ons eintlik aan die woord vermorroon. En dis nogal 'n woord wat 'n mens nie sommer sal gebruik nie. Dit is natuurlik nie wat hy sê nie, dit het nie dieselfde waarde as wat die woord morroon vandag het nie, maar wat dit wel vir ons sê is, dat om onverstandig te wees is 'n geweldige negatiewe ding wat hy hulle hier noem. Hy bedoel dat hulle is mense wat kennis en ondervinding het, maar op daardie oomblik het hulle nie van daardie kennis en ondervinding gebruik gemaak nie, op die oomblik toe hulle met hierdie dwaalleraars gekonfronteer is, toe het hulle 'n dom ding gedoen. So in die eerste 5 verse maak Paulus dit juist duidelik, dat die Galasiërs het tog iets om op terug te val, hulle het kennis, hulle het ondervinding, maar hulle het vergeet om dit te gebruik. En nou wil ek sê, hoeveel keer gebeur dit nie met ons nie? Ons het kennis, ons het ondervinding, maar hoeveel keer maak ons nie ook maar die fout om dit nie te gebruik nie? So, die woord onverstandig, kan julle bietjie daar gaan kyk, het is daar, kan julle ook nog op ander plekke gaan vergelyk waar dit in die Bybel gebruik word. Ware geloof, ek dink dit was vir my van hierdie gedeelte weer baie treffend en dink is relevant, dit skryf baie daarmee te doen,
Maar ware geloof is nie net 'n saak van die hart nie. Ware geloof is ook 'n saak van die verstand. En nou wil ek julle weer terugvat na ons kosbare gereformeerde belydenis, die Heidelbergse Katekismus, wat 'n indikol definisie gee van wat ware geloof is. En julle sal verbaas wees om te weet dat die meeste mense ken dit glad nie. Ons belydenis sê dat ware geloof is kennis en vertroue. Met ander woorde, kennis sê dit is 'n saak van verstand, en aan die ander kant vertroue sê dit is 'n saak van die hart. Nou in die wêreld waar ons vandag lewe, sê mense, nee, geloof is 'n saak van die hart. Jy moet dit in jou hart glo, dit gaan oor hoe jy voel. En hulle vergeet heeltemal van die ander 50%. Nou, ek weet nie of julle dit weet nie, maar as jy byvoorbeeld by, sê op universiteit, is deurkom 50%. Nie soos op skool waar dit, ek dink 30% is nie, na 70% wat jy nie weet nie. Op universiteit moet jy minstens 50% kry, anders te dryp jy. So as jy nou dink, dat geloof is net vertroue, dis net 'n hartsaak, nee, dan kan jy net 50% kry, of minder as 50%. So daar's 'n hele 50% wat jy nie aanvaar nie, wat jy nie weet nie. Nee, die apostel sê vir ons dat ware geloof is kennis en vertroue, verstand en hart. Jy kan nie hierdie twee goed van mekaar af losmaak nie. Maar wat nog belangriker is, wat hy ook hier sê is, en in die wêreld waarin ons lewe, is dit ontsettend belangrik, is dat die verstand moet voorloop. Die verstand moet die leiding neem. Daarom noem ons belydenis dit ook eerstens kennis en dan vertroue. Jy kan dit nie maak vertroue en dan kennis nie. Dit werk nie so om nie. Kom ek verduidelik dit. Jy sal net mense kan vertrou wat jy ken. Eers nadat jy hulle goed leer ken het, kan jy hulle vertrou. En hier werk dit presies dieselfde. Eers nadat ons bepaalde kennis van God het, kan ons hom vertrou. So kennis is 1 en dan kom nommer 2 vertroue. Jy draai dit nie om nie. As jy dit omdraai, sien jy die moeilikheid. Dis omtrent wat gebeur het met hierdie Galasiërs. Die dwaalleraars het by hulle gekom en vir hulle gesê, wil julle 'n dieper ervaring hê van God? Nie wil julle meer weet van God nie, wil julle 'n dieper ervaring hê van God? Met ander woorde, julle moet nou julle emosies eerste stel, en as julle dit doen, dan gaan julle as gelowiges beter vorder, julle gaan nader aan God kom, en net daar het hulle toe op die dwaalspoor beland. So, dis baie belangrik, dat kennis kom altyd eerste, en dan kom die vertroue. Die kennis loop voor. Eers op intellektuele vlak, dan kom die tweede. En dan wat ek verder moet ook sê, hierdie twee goed loop saam. Jy kan ook nie sê, net die intellek nie, net die verstand nie. Dis ook net weer 50%. En dit is beslis nie wat ons sê nie. Hoor mooi wat ons sê beide. En dit is wel so dat die kennisgedeelte kom eerste. Anderste gaan jy in die baie ou slaguister trap, dat jy gaan sê, maar hoe ek voel, is wat belangrik is. En hoor 'n bietjie hoe praat mense, nee. Hulle sê dinge soos, ek kom kerk toe, sodat ek beter kan voel. Iemand het een keer vir my gesê, ek kom kerk toe, sodat ek beter kan voel oor myself. Nou, as jy kerk toe gekom het die afgelope Sondag, met die gedagte om beter te voel oor jouself, die afgelope 2 Sondag, wat ons Sondag 3 en 4 van die Heidelbergse Katekismus gehad het, dan dink ek nie, jy gaan noodwendig beter voel oor jouself nie. Inteendeel, jy gaan sê, ek voel nie tuis hier nie, want hierdie mense laat my nie beter voel oor myself nie. Nou, jy kan die Bybel vat, jy kan hom gaan lees, en dan moet jy nou gaan kyk,
of ons in die Bybel lees dat dit die doel van die kerk is dit wat ons moet doen met die prediking? Of gaan die prediking daaroor dat God kom en hy maak homself aan ons bekend deur sy woord en ons gee 'n verklaring van sy woord? Jy sien, dit is wat ons mee besig is. Dit is wat eg is. Dit is waar ware geloof lê. Dit is waar ware groei lê. Maar as jy kom met die verkeerde benadering, selfs as jy hierdie twee net omdraai, dan gaan dit gebeur, soos wat dit nou gebeur in ons moderne tyd, dat jy die vertroue gedeelte, die hart gedeelte voor gaan sit, gaan oorbeklemtoon. En nou weet 'n mens, boonop is daar ook nog 'n verskil tussen hoe ons hemelse Vader mans en vrouens gemaak het. Ek sou sê, oor die algemeen, sou ek sê, mans is meer hoofgedrewe, intellek gedrewe, terwyl vroue oor die algemeen, maar nie uitsonderlik nie, jy weet nie net eksklusief nie, askies, is meer hartgedrewe, emosiegedrewe. Nee. Nou, die oomblik as jy dan in die kerk van die Here, as jy kyk na wat die Here bepaal, byvoorbeeld oor wie moet die leiers wees in die kerk, en jy begin met daardie model wat die Here vir ons gee, as jy dit begin verander, dan kom die eerste gedeelte nie meer eerste nie, maar die hart en die emosie begin eerste kom, en dan begin kan dit baie maklik ontspoor. So, dis belangrik, let, en ek sê dit baie in preke, en ek sê dit ook baie ten opsigte van ons belydenisskrifte. Dit is nie net belangrik dat die sake daar genoem word nie, met ander woorde, dat geloof is kennis en vertroue nie, let ook op die orde waarin dit vir ons gegee word. Eers kennis, dan vertroue, die een voor die ander. Anderste loop dinge verkeerd. Goed, so, die dwaalleraars het vir hulle gesê, julle kan 'n beter en 'n groter en 'n meer werklike belewenis van julle verlossing hê, as julle na ons luister, en as julle besny, dan gaan julle dieper voel. En op die ou einde van die dag, ja, hulle het dieper gevoel, want dit was seer geweest. Ek is seker daarvan. En jy sien, dis die taktiek van die duiwel. Die duiwel wil vir jou eintlik sê, want as hy vir jou sê, dan gaan jy nou dieper dinge voel, sê bietjie vir my oor wie gaan dit, broer en suster? Kom ek sê vir jou, jy wil dieper voel, want dit gaan vir jou oor jouself. Dis weer die ou antroposentriese benadering. Die mens dink eerste aan homself, en nie 'n theosentriese benadering, dan oor 'n God kom eerste nie. Dis weer besig met die mens wat iets wil doen vir homself. Mens is die God of die afgod wat die mens wil dien. En dis hoekom ons dan hierdie tipe van 'n probleem ook kry. Dis redelik algemeen. Goed, so hy sê, hy praat van betowering. Wie se werk is towerwerk? Die duiwel gebruik towery as nabootsing van God se almag. So, towery is uiteindelik duiwelswerk, en dit is spesifiek nabootsing van God se almag. Onthou nou dat die duiwel is die groot nabootser van God. Die duiwel kan nie naastenby doen wat God doen nie, maar hy probeer voorgee. Hy probeer maak asof hy kan. Goed, so hy gebruik, dis opvallend dat Paulus gebruik ook hier die enkelvoud, dit beteken hy het spesifiek die duiwel in gedagte. So hy sê, die duiwel het julle betower deur hierdie mense om te dink dat julle moet iets dieper voel, en toe gaan julle op hierdie pad van, eintlik gaan dit vir julle oor julle self, en het gaan nie meer vir julle oor God nie, en dis hoekom julle begin het om weer te besny. En ek wil vir u sê, dis 'n model, dis eintlik wat ons mee sit vandag in die kerk, dit is 'n model wat vandag afspeel op soveel plekke in die kerk van ons Here.
ons moet maar weet, en ek dink 'n mens moet nie hoogmoedig wees nie, en ek wil hier 'n aanhaling van Luther lees, dat dit kan met enige een van ons gebeur, dat ons in hierdie slagyster trap, dat 'n mens sê, maar ek wil net beter voel, en daarom kom ek kerk toe, om pitkos te kry. Mense praat mos van pitkos, nee. Ja, as ek pitkos hoor, is ek al klaar so 'n bietjie versigtig vir wat volgende kom, want ek kom kerk toe in die eerste plek, want dit is godsdiens. Ek kom om godsdiens te beoefen. Ek kom om iets te gee, ek kom nie om iets te kry nie. Ek kry ook iets, ja, maar ek het in die eerste plek gekom met die intensie om vir God te wys dat ek het hom lief. En dis 'n ander benadering. En jy hoor dit nie meer vandag nie. So oor hierdie gedagte dat selfs Petrus en Barnabas hier gestruikel en geval het skryf, en David Cusack haal vir Martin Luther aan, en Martin Luther, natuurlik het hy nou nie Engels geskryf nie, maar ons kan daarom Engels verstaan, so ek lees, although I am a doctor of divinity, in ander woorde professor in theologie, and have preached Christ and fought his battles for a long time, I know from personal experience how difficult it is to hold fast to the truth. I cannot always shake off Satan. Daar sê Martin Luther het self. I cannot always shake off Satan. I cannot always apprehend Christ as the scriptures portray him. Ek kan nie altyd Christus duidelik sien soos wat die Bybel hom in my voorhou nie. Nou mense sou dink van Martin Luther, jy het seker altyd 'n duidelike beeld van hom gehad. Sometimes the devil distorts Christ to my vision, but thanks be to God who keeps us in his word in faith and in prayer. So Martin Luther sê die blote feit dat ek 'n gelowige kan wees, dis nie omdat ek so sterk is nie, maar omdat God so getrou is. En dit is daarom uiters noodsaaklik dat 'n mens altyd nugter moet wees en wakker moet bly. En ja, jy moet alles weeg. Is dit die waarheid wat jy hoor? Is dit die waarheid wat jou predikant vir jou sê, wat hy nou besig is om aan jou te verkondig? Is dit wat daar in die Bybel staan? Hou hy ons, bepaal hy ons by God as die grootste, sê vir ons, dit gaan oor God, en om God te dien, nie oor onsself nie, op 'n indirekte, bedekte manier, kom ons maar weer terug by ons ou gevoeliekie, en is ons eintlik maar weer besig met onsself, want dit is so algemeen vandag, dat dit is wat maar gebeur. So, ja, Paulus sê, julle het die kennis, julle het die ondervinding, julle behoort beter te gedoen het, as wat op die ou einde van die dag gebeur het. Dan skryf hy in vers 2, dat julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Natuurlik hy verwys hier na die prediking, dit was helder, kragtig, duidelike prediking, wat Christus aan hulle verkondig het, wat die hart van die evangelie is aan hulle verkondig, hulle redding in Christus gebaseer op die volmaakte, voltooide werk van Christus. So, en nou kom hy en hy sê, hy beskryf dit as dat Jesus Christus is as het ware voor julle oë afgeskilder. Nou, daai woord het 'n bepaalde historiese konteks. In daardie tyd, en daar was 'n redelike groot persentasie van Romeinse burgers, nee, en van veral ook die Grieke kon gelees het, en hoe die owerheid hulle besluite en belangrike wette deurgegee het na die mense toe, is daar's 'n plakkaat gemaak, of daar is 'n dokument geskryf, en dit is opgesit. Ons het 'n voorbeeld daarvan in die Bybel. En dis natuurlik die bekende opskrif wat Pilatus bokant die Here Jesus laat sit het aan die kruis, om te sê, vir watter rede is hy aan die kruis? Mense het daai goed gelees. Pilatus sou mos nou nie iets
laat opsit het, as hy nie gedink het dat 'n redelike hoeveelheid van die mense dit kan lees, of iemand kan dit vir hulle daar lees en vir hulle sê wat daar geskryf staan nie. Hy het nogal moeite gedoen om dit in die bekende tale van die mense in sy omgewing te sit. Grieks, Latyn, dis die twee algemene tale, en hulle sou dit kon lees, hulle sou dit kon verstaan, wat daar geskryf staan. So, nou gebruik hy daai woord, wat hulle gebruik het vir daardie plakate, wat belangrike inligting opgehad het. Nou, jy moet dit lees, en dit werk so, jy kan tog nie sê, as hulle jou vang, verspoed byvoorbeeld, sê, hulle vang jou en jy het 160 gery in 'n 120 km zone, en dan sê jy, ja, maar ek het gedink, julle bedoel, ek moet vinniger as 120 ry nie. Dit is toch absurd. Jy weet wat die reël is aan jou geleer, die reël is aan jou bekend. Ek weet van niemand wat wegkom met hierdie argument voor 'n regter om te sê, ek het nie geweet nie. Dis jou verantwoordelikheid om uit te vind, hoe werk dit, wat is die reël? En dit was die doel van hierdie plakate. En nou kom Paulus en hy sê, Christus is as het ware voor julle oë afgeskilder, die volle waarheid is aan julle bekend gemaak. Daar is nie, julle is nie tekort gedoen nie, daar is nie vir julle iets nie gesê nie. Ek dink net, as 'n mens hier praat van afgeskilder, is daar mense wat hierdie woord sal vat en sê, kyk daar is niks meer verkeerd om 'n prentjie te maak van die Here Jesus nie. Nou dit sal beteken dat een deel van die skrif in stryd is met 'n ander deel van die skrif. Want ons weet dat die Here sê vir ons in die Ou Testament, dat ons hom nie mag afbeeld nie. Paulus sê nie, hy het vir die Galasiërs prentjies van die Here Jesus geteken nie, of dat dit hierdie vers gebruik kan word om te sê, dit is toelaatbaar om afbeeldings van die Here te maak, en dit te gebruik in bediening nie. Dis nie wat die woord sê nie. Dis om 'n woord te vat, buite sy konteks, en nie eers te gaan kyk wat die woord eintlik binne sy konteks van destyds beteken het nie, en om dit dan verkeerd te gebruik. Ek wil eintlik maar reguit sê, dis basies om die skrif te verdraai, en teen jou beter wete in te verdraai. So, die Here Jesus Christus was die belangrikste nuus wat daar ooit is. Sy kruisoffer, sy betaling vir ons sonde, is bo alle twyfel die belangrikste nuus van alle tye. En dit is duidelik aan die Galasiërs verkondig, so duidelik as wat dit aan ons verkondig word, so duidelik as wat dit Sondag vir Sondag vir ons gegee word. So, dis belangrik dat ons vir onsself sê, maar hierdie belangrike inligting, is dit nog vir my die belangrikste? Besef ek hoe belangrik daar die inligting is, en hoekom gaan ek nie kerk toe nie? Hoekom is ek nie by die erediens nie? As dit dan sulke belangrike inligting is, waar is ek? Waarmee is ek besig? Waarmee kan ek besig wees, dat ek nie daar kan kom nie? Nou, jy weet, as dit gegaan het net oor, as ek, baie mense sal die redenasie, en ek sluit vir my baie aan by hierdie gedagte van Charles Spurgeon. Ek het al redelik goed van Charles Spurgeon in my lewe gelees, en dis opvallend dat Spurgeon is baie lief om op hierdie wyse te skryf. Jy weet, as jy vat, hoeveel mense het daar by daai kruis verby gegaan van die Here Jesus? Maar so ver as wat ons weet, is niemand daar gered by daai kruis nie, behalwe natuurlik die man wat saam met die Here aan die kruis gehang het. Maar baie mense, was dit honderde, ons weet nie, was dit meer, ons weet nie, het daar verby geloop, Jode, en hulle, ons lees eerder in die Bybel, dat hulle het saam gespot. Nee, so ons lees nie daarvan massa bekering by die kruis nie. En 'n mens moet eintlik wonder, waarom was daar nie so baie mense wat daar tot bekering gekom het nie? En die antwoord is baie eenvoudig. Dit is nie hoe God werk nie. Hy werk nie met prentjies en beelde nie. Hy werk nie met films nie. Hy werk deur sy woord.
En dis die punt wat Spurgeon maak. Baie van daai mense, van daardie honderde, ons weet van duisende op Pinksterdag, het eers tot bekering gekom toe hulle die woord gehoor het, toe hulle Petrus se preek gehoor het. Toe het daar 'n verandering gekom dat hulle gevra het, wat moet ons doen om gered te word? Hulle is nie gered daar waar hulle by die kruis verby is nie. Hulle het daar nog die vuis gebal, hulle het daar gespot, hulle het daar beledig. Dis eers as hulle die woord hoor, ek vra weer, hoekom is jy nie Sondag in die kerk nie? Dis die belangrikste nuus ooit. Dis juist deur die woord wat die Heilige Gees geloof werk. Jy sien, dis die probleem. Mense weet dit nie meer nie. Hulle dink geloof is iets wat hulle doen. Hulle verstaan nie dat God werk geloof, God die Heilige Gees werk geloof deur die woord wat jy hoor. En dan sal hulle in die kerk wees. Hulle sal hulle kinders bring. As hulle so bekommerd is oor hulle kinders, dan sal hulle kinders bring. En hulle sal nie so behept wees om vir hulle allerhande prentjies en films en goed te wys nie. Dis nie hoe God werk nie. Hoe lank gaan dit ons nog vat om hierdie goed te verstaan? Dis toch duidelik. Ek bedoel, iemand so Spurgeon wat in die 1800s geleef en geskryf het dit gesê. Dit is al gesê, dis bekend. Maar nou in die moderne wêreld dink ons het al hierdie moderne tegnologie, dit werk ewe skielik met beelde. Sien is glo. Dis wat ons dink. Sien is nie glo nie, hoor. Mense sien baie goed en hulle glo dit nie. Sien is vandag eerder oorverblindery. Dit wat die Heilige Gees jou laat hoor, as jy werklik na die evangelie luister, dis wat red. So ja, die verkondiging van Paulus, wil hy maar net eintlik sê, kyk, ek het nie iets teruggehou nie, dit was volledig, dit was lewendig, dit was met liefde gedoen en vol deernis, ja, en dat dit wat Christus daar vir ons gedoen het, wat ek daar vir julle van vertel het, van Christus en so'n eindige belangrike werk, dis afgehandel daar. Daardie kruis kan nie herhaal word nie, nooit nie. Dit was 'n pad van duisende jare wat God voorberei het, dit kan nie herhaal word nie. Dan die argument op grond van hulle ondervinding, hy kom toch terug daarna toe en ek dink 'n mens moet besef, dit wat ons ook alreeds weet, is baie kosbaar en belangrik. En ek wil nie God met my eendag terugbring na die punt toe dat hy vir my sê, hoe het dit met jou so verkeerd gegaan? Terwyl jy soveel geweet het, soveel ondervinding gehad het, en nog steeds het jy op 'n verkeerde pad gegaan. Ek wil toch nie hê dit met eendag met my gebeur nie, maar ook nie met u nie, en daarom is Galasiërs so kosbaar en belangrik. So hy skryf, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Nou, ek sien dit so, dat in Galasiërs hoofstuk 2 het hy die klem laat val op Christus, maar in Galasiërs hoofstuk 3 kom Paulus by die Heilige Gees, en nou laat hy die klem val op die werk van die Heilige Gees. So hy het reeds gewys op hulle ondervinding in terme van Jesus Christus. En nou kom hy, en hy kom in hierdie hoofstuk, en hy wys op hulle ondervinding in terme van die Heilige Gees. En hy sê dit prontuit en reguit, dat dit regtig my brein breek, dat mense kan volhou met die idee, dat hulle dink dat geloof iets is wat hulle doen. Lees hierdie mense dan nie wat hier staan nie. Hier staan, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. Jy moet die Gees ontvang. Nou, hoe kan jy in die troonkamer van God inloop en die Heilige Gees vir jouself vat? Hoe kan jy die almagtige God vir jouself gaan vat? Weet jy waar die troonkamer is? Jy kan dit nie doen nie. Net God, die Heilige Gees, kan homself aan jou gee en in jou gee, en dan is jy 'n gelowige. Hoekom draai hulle die orde om? Ek het laasweek weer 'n gesprek met mense gehad oor presies dit. Jy moet dit toch insien, dat hier is die almagtige, ewige God.
Wie is ons? Ons kan hom nie gaan vat nie, hy vat ons. Jy kan dit mos nou nie omdraai nie. As jy die ding omdraai, het jy dan God werklik gevat? Jy kan dan nie eers nie. Net God kan jou vat. Maak tog maar baie seker daarvan, broer en suster. Dit is 'n algemene dwaling in ons tyd. Selfs by mense wat dieselfde belydenisskrifte het. Hulle is so geïndoktrineer met hierdie verkeerde manier van dink. So, ja, daar's werklik verbasing, nie net by die apostel Paulus hieroor nie, maar by my ook. En ek sê nie is dat ek naaste by soos Paulus is nie, is net ek kan nie glo dat mense so gevang word op hierdie manier nie. Hy wil eintlik net vir hulle een vraag vra, en dit is so relevant. Hoe het julle die Heilige Gees ontvang? En nou sal mense sê, en ek sê weer eens, nee, kyk wat se woord word hier gebruik. Hoe het jy die Heilige Gees ontvang? Aan jou gegee. Nie jy gevat nie. Ingestap en vir jouself gevat nie. Ontvang beteken aan jou gegee. Hoe het dit gebeur? Een manier, nie twee maniere nie, een manier. Jy hoef net een antwoord te leer. Dit is nie eens nodig, jy sal dit nie eens kan vergeet nie, dit is net een ding wat jy moet onthou. En daardie een ding is, deur die evangelie te hoor, nie te sien nie, nie te voel nie, te hoor. Dit is hoe eenvoudig dit is. Moet dit nie gaan omdraai nie, jy kan as 'n moderne mens, met al die moderne tegnologie en alles wat daarmee saamgaan, ons kan dit nie verander nie, dit is God se resep. Hy werk op hierdie een manier, nie op twee maniere nie, moenie probeer slimmer wees nie, of anders wees nie. Paulus weet presies wat die antwoord is, so hy vra nie die vraag, omdat hy nie weet wat sy antwoord nie, hy vra die vraag om dit vir ons te wys, dat ons duidelikheid daaroor kan hê. So, net deur die prediking van die evangelie, hoekom spandeer ons as gemeente al die tyd, al die geld, al die moeite wat ons doen? Vir watter rede? Sodat die evangelie gepreek kan word en gehoor kan word in ons gemeente, vanuit ons gemeente na ander mense toe. Dit gaan vir ons daaroor, want ons weet, hierdie evangelie en die suiwerheid van hierdie evangelie is waaroor dit gaan, dit is wat belangrik is. Goed, so die Heilige Gees in iemand is absoluut essensieel om te weet of daardie persoon 'n ware gelowige is. As jy 'n ware gelowige is, dan is jy die woon en die werkplek van die Heilige Gees. Geen geloof is moontlik sonder die Heilige Gees nie. Punt. Daar's nie eens 'n maar nie. Dis net dood eenvoudig, punt. Want geloof is die werk van die Heilige Gees. Jy ontvang die Heilige Gees en geloof. Ek en jy kan net ontvang, ons kan net Christus aanneem, wat aan ons geskenk word, aan ons gegee word. Dis nie ons wat dit uitdink, wat dit vir onsself doen nie, want dan red ons onsself en dan het ons Christus alweer nie nodig nie. Dan is ons alweer in die moeilikheid. Dan is ons weer terug by dieselfde dwaling, waarmee die Galasiërs gesit het. Dis weer die idee, die mens doen dit vir homself, antroposentries, die mens in die middelpunt. Dit gaan oor hoe ek voel, ek is die belangrikste. Ek en jy is niks, ons is die mense wat God moet dien. God red ons, want ons moet hom dien. Dis nie ons wat onsself red nie. Ons is nie die fokus nie, ons is nie die belangrikste nie. Dis absoluut onmoontlik om 'n Christen te wees en nie ook die Heilige Gees te hê nie. Christen wees en Heilige Gees loop saam. Goed, so die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees vir ons? Ag broer en suster, en nou kom mense en hulle dig daarom dinge aan die Heilige Gees toe wat absoluut nie in die Bybel staan nie. Wat rarig goed is wat hulle uitgedink het, of wat hulle dink hulle voel of hulle beleef, soos byvoorbeeld dat die Heilige Gees allerhande spesiale en geheime boodskappe in hulle ore influister en hulle hoor stemme. Weet jy wat is dit as jy stemme hoor? Mense wat stemme hoor, vat hulle na plekke toe en hulle maak hulle toe. Hulle bære hulle. Dis as jy stemme hoor. En as ek stemme hoor, raak ek oor myself bekommerd.
God praat met ons nie deur allerhande stemme wat ek hoor nie, want hoe weet ek watter stem ek hoor? Dit kan iets wees in my wat verkeerd gegaan het, iets wat in my gebreek het. God is duidelik daaroor. Die Bybel is die woord van God. Hy praat op een manier en net op een manier met ons. Hy praat met ons deur die Bybel. As daar nog 'n manier is die Bybel nie nodig nie. Dan moet jy dit besef. Dan het God nie vir ons die volle waarheid vertel nie. En dit is tog laster. Daar is een manier waarop God hom aan ons openbaar. Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê vir ons, wel, een manier moet ek nou kwalifiseer, daar is die algemene openbaring en die besondere openbaring. Algemene openbaring, ekskuus tog artikel 2 as ek het dalk nou nie gesê het nie. Algemene openbaring is skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Maar die besondere openbaring is hoe God se woord tot ons kom. Wie het die Bybel geskryf? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om tot ons te spreek. Is God wat met ons spreek. En daar is geen ander moontlikheid nie. Artikel 2 maak dit duidelik. Daar is nie, jy kan nie allerhande vreemde stemme hoor nie. En dis 'n kritiese punt hierdie, want mense kom met jou by jou en hulle sê God het vir my gesê, dan moet jy hoor wat sê hulle. Dan sê hulle vir jou goed wat nie kan wees nie, want dis in stryd met wat in die Bybel staan. So broer en suster, kry duidelikheid hieroor. Ja, God, hy kan jou lei in sy woord dat jy oortuig is van dit is die regte ding wat ek moet doen. Miskien is dit wat mense bedoel, maar dan moet hulle sê, God het my gelei, die Heilige Gees het my gelei deur die Bybel, dat ek oortuig is van dat hierdie is die roete. Daarmee is dit dis anders as die Here het vir my kom sê en ek het iets gehoor. En dis onafhanklik en los van die Bybel. Goed, so die Heilige Gees is verder vir ons, hy beseël ons tot die eiendom van God. As ek bewus is van die werking van die Heilige Gees, weet ek, en dis vir my baie belangrik om te weet, dat ek behoort aan God. Efesiërs hoofstuk 1 vers 13, dit beteken dat, as ek aan God behoort, dan beteken dat Jesus Christus is werklik die een wat vir my gesterf het en wat betaal het vir my. Die Heilige Gees is ook die waarborg, dat ek alles sal kry wat Christus vir my verwerf het. God gaan vir my alles gee. Die Heilige Gees is die deposito van die volle seën van God, van die volle belofte van God. 'n mooi beeld wat ek baie van hou is, binne ons konteks as 'n man vir 'n vrou 'n verloving gee, dan sê hy, ek beloof, ek gaan vir jou 'n trouring ook gee. Jy sal alles kry wat ek vir jou in die vooruitsig het. Ek gee so lank vir jou hierdie verloving en ek verloof my aan jou, sodat jy kan weet, alles is joune. Jy is volledig geregtig op alles. En dit is wat die Heilige Gees is. Hy is as het ware die verloving wat God aan ons gee om te sê, ons sal aan die bruiloftafel van die lam wees. So as jy die Heilige Gees in jou het, jy is bewus daarvan, jy sien dit, die werking van die Heilige Gees op grond van die vrug van die Gees in jou lewe, dan is dit eintlik 'n wonderlike ding wat God vir jou en vir my doen, deur sy Heilige Gees aan ons te gee. En dan is die Heilige Gees vir ons kosbaar en baie belangrik, en ons behoort baie te maak van die Heilige Gees. Maar ek kan nie 'n klomp goed sommer net gaan uitdink en sê, dit is die Heilige Gees nie. En die Heilige Gees het vir my in hierdie rigting of in daardie rigting gestuur nie. Die Heilige Gees werk deur die woord. Hy werk nie los van die woord of onafhanklik van die woord in hierdie wêreld nie. Dis die wil van die Vader dat hy op hierdie stadium werk deur die woord. So 'n mens kan niks verkry sonder die Heilige Gees nie. En daarom, as ek met mense werk, is die belangrikste ding, al is dit, sê 'n pastorale sessie, ek probeer vir hulle uit die Bybel uitlees. Want dis die woord
wat God gebruik om mense te verander. Nie my argumente nie, nie my logika nie, nie my verstand nie. Hy gebruik sy woord. Hy kan dinge doen in mense se harte met sy woord, wat ek glad nie kan doen nie, wat ek nie eens kan dink dat dit moontlik is dat dit kan gebeur nie. Maar ek het al gesien en beleef hoe dat God deur sy woord mense verander. Dus broer en suster, ek wil net hierdie ook kwalifiseer wat ek hier ook gesien het, is dat God werk ook deur sy woord in ons harte, maar hy probeer nie vir ons hier sê dat, en ek dink het kom dalk 'n bietjie later, dat 'n mens die wet maar net kan weggooi nie. Inteendeel, die wet is tog deel van die woord van God. En ek het al baie op 'n Sondag, as ek die wet moet lees, vir julle gewys, dat hy reeds aan die begin van die wet vir ons sê, hoor, hier is die verlossing, ek het julle gelei uit die slawehuis van Egipte, hier is die dinge wat julle moet doen uit dankbaarheid. Goed, so Paulus skryf in hoofstuk 3 vers 2, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. In ander woorde, julle het hierdie dinge baie mooi verstaan, nou is julle weer terug by die punt dat julle dink, julle kan julle self red met 'n besnydenis. So, hierdie keer praat hy van onverstandig, met ander woorde, in die eerste keer was dit die ondervinding met Christus, toe is dit nou ondervinding met die Heilige Gees, en hy sê ook, dis vir hulle, gebruik julle verstand, dink hieroor, jy weet, as jy vandag hoor hoe mense praat oor die intellek en die verstand in die kerk, dan kry jy die indruk, daar's nie 'n plek daarvoor nie, dit gaan oor hoe jy voel, wat jy met jou hart beleef, sê wat Paulus hier sê nie, as hy vir hulle vra, as julle dan so onverstandig, dan sê hy vir hulle, dink 'n bietjie hieroor, julle weet toch wat julle gehoor het. Gebruik ook jou intellek. Moenie lui wees nie. Dink wat jy gehoor het. Dink wat jy geleer is. En gaan terug daarna toe. So, die evangelie is iets wat jy moet leer. En ek wil dit dan ook vir u sê. Ja, dit is belangrik in ons katkesasie. Of dit nou die katkesasie van verbondslidmate, van verbondskinders is, en of dit nou volwasse kategese is, verseker moet jy mense dinge leer, hulle moet bereid wees om te leer, om hulle intellek te gebruik, moenie lui wees nie. Goed, so die Heilige Gees gebruik die intellek, die verstand en die hart van die mens in hierdie hele proses. Dit is verstand en hart in daai volgorde wat geloof is, wat die Heilige Gees van besit neem. So, jy weet, jy kan nie net sê, dis net 'n hart ding, het gaan oor hoe ek voel nie, en ek hoef niks te leer en ek hoef niks te weet nie. Ek sal kyk hoe ek voel nie, of ek môre gaan opdaag by die erediens nie, en of ek bereid is om op hierdie terrein te dien nie. Jy kan nie daardie roete vat nie. Dis nie die Bybelse taal nie. Goed, so, ek dink dat ons sal volgende week, ek sien ons tyd het vreeslik van 'n geloof vanaand. Ek dink ek sal ons dan maar by vers 2 weer moet begin. Goed, ek wil vir julle geleentheid gee vir vrae, as daar enige vrae is, of opmerkings. Ekskuus as ek 'n bietjie vurig geraak het. Ek wil julle nie afsit om iets te sê of te vra, omdat ek opgewonde is nie. Is daar niks nie, broer en suster. Goed, dan is ek baie dankbaar dat u ingeskakel het. Ek gaan vir ons dan afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, u woord is kragtig en duidelik in 'n wêreld wat verward is en so maklik op 'n dwaalspoor beland. Is ons dankbaar dat ons ook Galasiërs het, en Galasiërs hoofstuk 3 het. Help ons om hierdie boodskap nie te vergeet nie, maar ook werklik met ander te deel en uit te dra in hierdie wêreld. Ja, Here, wees ons dan ook nou genadig verder in hierdie nag, gee dat ons absoluut verbete sal vashou aan die waarheid wat u aan ons geopenbaar het.
Dankie vir redding deur u Heilige Gees. Ons bid dit in die Seun se naam. Amen. Ag, baie dankie dat julle ingeskakel het en baie dankie vir julle almal wat teenwoordig was.